Is jy opgewonde om te wees vanmôre in die huis van die Here? Amen. Prys sy naam. Geseënde Christusfees vir elkeen van u. Amen. Geseënde Christusfees vir elkeen van u. Elkeen wat vir my geskenkie het, hou hom net op. Okay. Kyk, baie is net 'n hand opgesteek, so ek neem aan is 'n paar note. Nee, ek gaan koop julle iets. Amen. Ek sommer dis 'n groot voorreg om vanmôre saam hier te wees in die huis van die Here. Dis 'n groot voorreg om te weet dat hy is God, hy is koning en daarom gee ons hom eer. Amen. Ons sal na die tyd gou geleentheid gee. Ons het 'n mooi getuienis ook. So na my boodskap sal ons ook die getuienis luister, iets wat die Here ook net weer eens doen en hoekom ons hom eer. Amen. Terwyl ek op die Here wag vir woord vir vandag, ek sê Here, ek wil iets spesiaals bring. Ons ken almal die krippie en ons ken alles wat ons doen en al die bekende en dit bly altyd besonders want dit is net besonders want God is besonders. Amen. Sê ek Here, maar ek wil iets spesiaals bring, praat met my en ek wag so 'n bietjie op die Here en ek raak stil en die Here begin met my praat en hy gee my hier die tema wat sê toe die hemel stil word en God begin praat. En ek wil vanmôre met u deel oor hierdie gedagte van toe die hemel stil raak en die stilte duur voort en God besluit dis weer tyd om te praat. As ons kyk sal ons sien Kersfees is 'n tyd dat mense vier met geskenkies en boompies en liggies en party met die vet rooi mannetjie en allerhande goedjies vier ons Kersfees. Dis 'n spesiale tyd, dis 'n Christusfees, dis 'n gelukkige tyd. Dit is 'n lekker tyd in die Here. Maar ek wil hê jy moet verstaan dat hierdie Kersfees is vir ons baie belangrik om te besef toe Jesus gebore is, dit waaroor Kersfees vir ons gaan. Was dit na afloop van 400 donker stil jare. Dis na die afloop van 400 jaar wat die volk van God in verdrukking was, in benoudheid was, in afwagting was en ook eintlik moed verloor het. Want vir 400 jaar was daar nie 'n profeet wat gesê het so sê die Here nie. Vir 400 jaar was daar niemand wat God se stem kon duidelik maak en deurgee vir die volk nie. Dit was stil, het God dan van ons vergeet? Waar is God? Het hy vergeet van ons? Is dit nou maar verby? My oupa het niks gesê nie, sy oupa en sy oupa het niks gesê nie. Wat het geword? Waar is ons God? En Jesus, die seun van God, kom maak in hierdie donker tyd. Na 400 jaar kom maak hy sy verskyning. En God sê dis nou tyd. Laat ek nou kom om nie deur 'n profeet en die groot manne te praat nie, maar 'n kindjie wat gebore word vir jou en vir my. Kom ons gee hom eer vanmôre daarvoor. Halleluja. Sabaron da kasababayen. Hebreërs 1 vers 1 en 2 sê nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. Amen. En ek wil hê jy moet hierdie skrifte in konteks verstaan vanmôre, want ek gaan vanmôre met u oor 'n paar feite praat. Ek het net gevoel ek wil iets anders bring soos ek sê en ek gaan 'n paar interessanthede aanhaal rondom Christus se geboorte wat ek wil hê u moet verstaan. En dis hoekom ek weggespring het met die, want ek weet nie hoeveel mense het ek al gehoor praat daaroor nie en ek wil hê jy moet vanmôre besef dat Jesus se geboorte is nie maar net die geboorte en dis daar nie. Nee, dit was na 400 jaar 10 geslagte wat hulle mens en godsverlate gevoel het. Die volk van God het deur 'n baie moeilike tyd gegaan. Jesus word gebore en die eerste feit wat ek met u wil deel, word Jesus gebore in 'n tyd van uiterste duisternis. Israel was onder die Romeinse onderdrukking gewees. Hulle was geweldig verdruk in daardie stadium. Hulle was geestelik uitgeput. Hulle was godsdienstig verward want jy het nie meer leiding nie, jy het nie meer iemand wat kan sê, so sê die Here nie. So hulle is in 'n baie verwarde tyd, wat ek dink baie van ons kan vanmôre, as jy daaraan dink in jou eie lewe besef, daar kom 'n tyd wat jy geestelik verward voel. En dit was ook profeties stil. So die stem van God was baie stil gewees in hulle lewe.
En ek wil hê jy moet verstaan, want hierdie gedeelte wys op iets dieps en ek wil hê jy moet dit sien. Jesaja 9 vers 2 sê, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Hulle was in donkerte en duisters, maar 'n groot lig het opgegaan. Jesus, die Seun van God, is gebore. Sê amen. En as ons kyk na hierdie gedeelte, sien ek dat God wag nie vir die perfekte tye wat alles goed gaan en hier maak hy sy verskyning nie. Hy tree baie keer op in daardie tyd wat die gemoede laag is, wat die hoop eintlik weggekwyn het, wat jy gedink het is te laat. Niks gaan nou gebeur nie. En skielik maak hy verskyning deur sy seun. Sê amen. En ek wil hê jy moet dit weet, dat so het hy sy verskyning kom maak vir u en vir my, sodat ons kan weet, en wanneer dit vandag in jou lewe in 'n stiltyd is dit dalk omdat God besig is om iets baie groter voor te berei vir jou. Hy's in die voorbereidingstyd wat God se gees geopenbaar gaan word in jou en my lewe, sê amen. En as jy vanmôre voel, Here, maar waar's u? U is stil, u voel weg, ek voel mens en Gods verlate, wil ek vanmôre vir jou sê, dis hoekom ons groote God en koning sy seun vir u en my gestuur het, om vir ons te kom en sy lewe vir ons te gee. 'n tweede interessantheid, God kom nie as koning nie, maar as 'n afhanklike baba. God gekom het deur sy seun Jesus Christus, gekom het met al sy mag en sy heerlikheid en sy engeleskaar. Hy kon gekom het met sy almag in die aarde geruk het en hy kon vir 'n vreeslike met 'n groot show, as ek dit so kan stel, gekom het. Hy kon gekom het met die oordeel wat hom toekom. Maar hy kom nie deur dit nie. Hy kom weerloos. Hy kom saggies. Hy kom stil. Hy kom afhanklik van 'n mens. Het jy al daaraan gedink? Hy kom afhanklik van 'n mens. Daai babietjie kon nie vir homself sorg nie. Weet jy hoe groot moet wees dat God gekom het op 'n plek wat hy so afhanklik moes wees van 'n vrou, dat hy wat God is, soos 'n babietjie aan 'n vrou, 'n mens, moes soog en aan 'n mens afhanklik wees. Maar die rede hoekom hy hierdie gedoen het, lees ons Filippense 2:6 en 7, hy wat in die gestalte van God was, het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. Amen. Weet jy hoekom? Omdat liefde nie afgedwing word nie, maar liefde word uitgenooi. Liefde maak oop sodat dit ontvang word. As jy dink jy kan iemand forceer om jou lief te hê, en dis nogal een van die probleme wat ons baie keer het met hierdie manne wat so bietjie sukkel met die narcistiese gees, wat dink hy dwing dit af. Dieselfde valsheid wat verkondig word, mense sê respek word afgedwing. Nee, respek word verdien. As jy goed dink jy dwing enigiets af, is dit van korte duur. Maar wanneer jy dit verdien, is dit blywend. Amen. Ons kyk na hierdie gedeelte, dan besef ek dat toe Jesus gekom het, ek kan nie dink, daar's soveel maniere wat hy kon kom, daar's soveel maniere wat hy kon doen wat hy wou doen, dat nadat hy, omdat hy God is, geweet het die pad wat hy gaan stap, dat hy steeds gesê het, ek's bereid om dit vir jou te doen. Ek doen dit vir jou, en vir jou, vir my. Het hy homself verneder om dit vir jou en my te doen. En weet jy wat is die grootste ding? Hy het sy godheid, sy heerlikheid, sy hoogheid, sy grootheid verlaat. Maar ons is te trots om hom in ons harte te nooi. Ons wat niks is nie, is te trots om Jesus in ons lewens toe te laat. Ons kry skaam, nou kyk mense vir my as ons bid. Nou kyk mense vir my as ek die pad stap. Nou kyk mense vir my as ek die, kom ons hou hom eerder daar. Maar God het sy godheid verlaat vir jou. Derde punt waaroor ek wil deel as 5, so moenie worry nie as jy te veel nie. Daar was geen plek vir hom in die herberg nie. Daar was geen plek vir Jesus nie.
maar hy het plek vir ons almal gemaak. Woord van Here sê Lukas 2 vers 7 en sy het haar eersgebore seun gebaar en hom in 'n krib neergelê omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. As jy gaan kyk na hierdie gedeelte, is dit nie uit armoede soos mense dit probeer verkondig, uit armoede is hy daar gebore nie. Nee, dit was nie armoede nie. Daar was geld, daar was nie plek nie. Daar was voorsiening, maar daar was nie plek gewees nie, want hulle was vol. Maar wil ek vandag vir jou sê, as daai herbergiers geweet het wie dit is wat gebore sou word, sou hulle vir hom die ereplek gegee het, sê amen. As jy vanmôre weet wie dit is wat gebore wil word in jou lewe, sal jy vir hom die ereplek gee in jou lewe, sê amen. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, volk van die Here, die oomblik as ons tot die besef kan kom wie dit is wat wil kom inwoon, dan sal ek my vlees en sy vuilheid laat uitwoon. En die woord sê dit mooi, ons moet sien op 'n plek sê hulle, daar's nie vir hom plek in die stad ook nie. Daar was ook nie eintlik vir hom plek in die wêreld nie, hulle het hom nie gesoek nie. Gaan eerder weg van hier af, ons soek u nie by ons nie. Is dit nie interessant nie, maar wat het Jesus kom doen? Hy het gesê, kom sondaars, kom na my toe, julle wat vermoei en belaai is, ek sal julle rus gee. Kom na my toe, almal wat honger is, kom na my toe. Sondaars, verslaafdes, swakkes, siekes, sieklikes, kom na my toe. Julle wat verlore is, julle wat ver is, kom na my toe. Ons het nie vir hom plek gehad nie, maar hy het vir ons plek. En ek wil hê jy moet vanmôre 'n bietjie besin oor hierdie gedagte. Het jy plek vanmôre vir hom in jou lewe? Hy sê vir ons in Johannes 14:2 sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Hy het gaan plek voorberei sodat daar genoeg is vir ons almal om te kom, maar almal wil nie kom nie. Hy gee ons 'n geleentheid vir almal, maar almal wil nie 'n geleentheid aangryp nie. Vandag vra ek vir u, het jy plek vir Jesus nog in jou besige skedule? Het jy plek vir Jesus in die besluite wat jy moet neem, of moet hy maar vat dit wat oor is nadat jy reeds jou besluite geneem het? Kyk, hy's ongelukkig die ou wat eerste verantwoordelikheid moet doen as iets nie uitwerk nie, nê? Eina, is dit nie eerste ding wat ons doen as iets nie uitwerk nie, moet God verantwoordelikheid gee aan ons. Dis hoe baie mense voel. Maar hy word laaste erken as dit kom by prioritiseer of om te erken of om te vra vir wat ons mag doen en wanneer ons dit doen. Ek vra vandag vir jou, het jy plek vir hom in jou prioriteitslys? Of vat hy maar die laaste plek as daar beseringstyd oor is? Die vierde punt is die eerste mense wat die boodskap hoor en gehoor het van Jesus was wie? Die herders. Die herders was die aan wie God geopenbaar het deur die ster dat daar 'n heiland geboor. Ek wil hê jy moet vandag verstaan, die herders hoor ons so mooi en dis pragtig in 'n Bybeltoneel. Hier sit die herder en die staffie en die skapie. Pragtig. Dis soos 'n plaaswerker. Vat die realiteit daarvan. Hulle was geestelik getel as die geestelik onrein is. Hulle was die menslike sosiale uitgeworpenes. Dit was so erg geweest dat 'n herder in die Bybelse tyd sy getuienis het nie eers in die howe getel nie. Hy het gehad wat ons vandag sê, daai 2 sês, môre sê en nag sê my Mosag sê. Hy het geen sê gehad nie. Maar God sê ek maak julle my eerste evangeliste. Vandag voel jy gering, jy voel die mensdom aanvaar jou nie, erken jou nie of minag jou. Ek wil vir jou sê, God roep jou as 'n lig in 'n donker wêreld. God roep jou as die seun van God wat deur jou kan werk, sodat jy die Christus gestalte in mense se lewens kan wees. Amen. Herders, gering is julle, maar God kies julle uit. Hy sê mooi, kyk ek verkondig julle groot blydskap. In 'n neergedrukte moeilike tyd, Lukas 2:10, sê hy, kyk, ek verkondig julle groot blydskap. Ek wil hê jy moet vandag verstaan, God roep nie die bekwaamstes nie. God roep nie die volmaaktes nie. God roep die gewilliges.
God roep vandag vir jou, wat sê, hier is ek, Here, stuur my. Hy vra nie wat jou geleerdheid nie. Hy vra nie hoeveel skuld jy die bank is jy op ITC of debt review of is jy geblacklist nie. God vra nie wat is jou velkleur nie. God vra nie wat is jou bloedlyn nie. My God sê net is jy gewillig. Kom ek stuur vir jou. En hierdie herders word opgehef en gestuur as die gewilliges. En vanmôre die laaste punt waaroor ek wil deel met u is die diepste waarheid van Kersfees. Ek wil hê jy moet baie mooi hoor dat toe Jesus gebore is, het dit daaroor gegaan dat God by u en by my wil kom woon. Hy wil ons nie net besoek deur die woord van 'n profeet nie, maar hy wil by ons kom inwoon. Hy wil nie net kom kuier nie, hy wil by jou en by my kom inwoon. Hy wil nie net 'n Sondag by jou wees nie. Hy wil 7 dae 'n week wil hy by jou wees, 24 ure 'n dag wil hy by jou wees. Hy wil by jou wees elke dag van jou lewe. Wil God by jou wees? Sê amen. Die woord van die Here sê Johannes 1 vers 14 en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Nou ek wil hê jy moet baie mooi verstaan, volgens die oorspronklike Griekse teks sê hy het sy tent by ons kom opslaan. Hy het sy tent by ons kom opslaan. Wat beteken, hy het gekom om te bly, hy het nie gekom om te kom kuier nie. Halleluja! Hy het gekom om te bly, hy het nie gekom om te kuier nie. Hier's baie mense wat vanmôre sal weet hoe voel dit as iemand deur jou lewe beweeg, wat 'n impak maak, wat eintlik net gekom het om te kuier en hulle verlaat jou, maar God het gekom om te bly. Hy's hier vir die lang duur, hy's hier vir die uitkoms, hy's hier sodat jy en ek gered kan word. Amen. Ek wil hê jy moet dit verstaan dat Jesus het gekom om by ons te bly en toe hy gaan, he went away but not to stay, he's coming back again. Toe stuur hy sy Heilige Gees in ons, sodat ons nooit verlate of as wese sal agterbly nie. 'n Wese is iemand wat niemand het wat hulle kan versorg nie, wat in die hande van ander mense oorgelaat moet word. Maar vanmôre sê hy nee, ek is in beheer van jou lewe. Ek wil vanmôre vir jou vra, is jou hart oop om te ontvang dat hy in jou lewe wil kom, dat hy jou lewe wil verander, dat hy jou lewe wil transformeer, dat hy jou lewe wil voed en wil vul? Is jy vanmôre gereed om te ontvang soos wat hy hier gekom het en hy gewerk het deur hierdie stappe? Wil ek vanmôre vir jou vra, hy het gekom in 'n donker tyd en so kom hy in 'n donker tyd in jou en my lewe. Dan het hy gekom nie as 'n koning nie, maar hy kom as 'n diensknegt, as 'n afhanklike, sodat hy gestalte kan kry en daardeur verheerlik word. Daarna kom hy verder en hy vra, ek klop aan die deur van jou hart, wie vir my oopmaak sal ek ingaan en ek sal met jou gemeenskap hê. Vanmôre vra ek vir jou, jy voel dalk vanmôre, Here, ek is nie veel nie. Ek kan nie dink dat U my wil hê nie, want my ouers wou my nie eers regtig geëer het of gehaat het vir wie ek is nie, want ek het te veel foute. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, God soek jou net soos wat jy is. Hier Kersgety gaan vir jou 'n tyd wees van streamers en rooi goedjies en blinkertjies en vet mannetjie met 'n rooi pak en 'n baard, en dit kan vir jou wees 'n tyd van, wat sê Rudolf the Red-Nosed Reindeer, en dit kan vir jou tyd wees van verskoon, liggies en geskenke. Dit kan vir jou 'n tyd wees wat oor alles gaan, behalwe waaroor dit werklik gaan. Of dit kan vanmôre vir jou 'n tyd wees van die grootste geskenk wat jy ooit kon ontvang. 'n Geleentheid vir God om te kom inwoon, sodat die wêreld en sy veiligheid kan uitwoon. Want wanneer die lig inkom, sê die woord, sal die duisternis dit nie oorweldig nie. En wanneer die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in jou woon, sal jy vir ewig lewe deur sy Gees wat in jou woon. Amen. Vanmôre vra ek vir jou, is hierdie Christusfees vir jou 'n tyd wat jy erkenning gee, 'n tyd wat jy plek maak in jou herberg vir hom,
'n tyd wat jy hom ontvang om in te kom, 'n tyd wat jy eer gee aan hom, omdat jy besef hy kom om tent by jou op te slaan. Of wil jy hom net hê as 'n verbyganger? Ons is bly om u te gehad het. Baie dankie. Ek moet nou versigtig sê. Kom ek vertel julle gou iets storie. Ons pastore sit baie keer in moeilike situasies. As mense by jou kom kuier en hulle werk nie op 'n horlosie nie, hulle werk op almanak. Ek praat nou nie van oor hierdie gesinstyd dat ons by mekaar kuier, familie en vriende. Ek praat van mense wat kom vir huisbesoek. Hulle kom ook met hulle tente baie keer. Nou sit ons altyd met die situasie, nou hoe gaan ons hierdie situasie nou hanteer? Maar jy moet nou mooi sê, naderhand, die vrou gooi daai lang gape, sy verskoon my, ek gaan net gou 'n draaitjie loop, maar hy draaitjie is baie lank, sy kom nie terug nie, ek sit met die mense. En hulle rek hom. Hulle het nie môre werk nie, of hulle is baie jonk en hulle het nie môre tyd nie. Nou wil ek vir jou sê, nou sit ons. En nou jare terug, is nie onlangs, is jare terug, so ek praat van iemand hier nie. Sit ons ook by die geleentheid en ek sien oor my horlosie begin nou al snaakse tye wys, want my oë blur al van moegheid. En die asems is lank. En die mense wil tent opslaan. Nou op daai stadium het ek nie 'n ekstra kamer gehad nie, eers wou ek gevra het of hulle wou oorslaap. Maar toe ek nou sien, hoorie, dit raak moeilik want my vrou gaan nou so lank uit om te sê, hoorie, sy gaan koffie of iets maak en sy kom nie weer terug nie. Toe sê ek, Here, nou het ek wysheid nodig. En terwyl die tannetjie nog so moan soos wat dit haar gewoonte was, want die moune gaan ons so aan, die een los die ander een af. Dit lyk asof sy 'n massa aflos het van mounprobleme en hulle gaan. En as die een klaar is, is dit die ander een. En as hy klaar is gemoun het oor haar probleme, moun sy oor haar kinders se probleme en dan die bure se probleme. En ons is nou al by die bure se ander bure. En toe sê hy nou nog so moun, sê ek, tannie, wag, stop gou. Kom ons bid sommer oor hierdie saak. So kom ons, en ek sit sommer vorentoe my stoel, ek sê, ag Here, U het nou alles gehoor, en ek bid lekker. Ek sê, Here, en verdaag hulle nou, dat hulle veilig huis toe ry in Jesus naam, amen. En ek staan op. En daar leer ek toe op 'n wyse manier om klaar te kry met iemand wat nou besef, dis tyd dat hulle moet maar gaan. Nou ek wil vir jou sê, partykeer is dit tyd, om dalk 'n vinnige gebed af te stuur, en vir die goed wat nie in jou lewe hoort nie, te sê, is nou tyd om te gaan. Daar's 'n tyd wat aanbreek wat ek sê, ek wil hê Christus moet inwoon, wat beteken, die vyand, die wêreld en vyand moet uitwoon. Ek kan nie in my lewe Jesus Christus laat inwoon, en ek wil die wêreld saam met hom laat woon nie. Dis nie gepas nie. Het jy al gesien, ek weet julle doen dit nou nie, maar julle lieg ook mos nie meer, ons het nou vanoggend opgehou lieg, is woord en waarheid. Jy kry sekere mense dan sê, okay, maar ek kan nou nie met hierdie en hierdie saamkuier nie, want hulle gaan bietjie bots. Van hulle is nou 20 sent uit 'n rand, die ander is daarom nou al hier by 90 sent. So die klas verskil so bietjie. Dit gaan nie lekker werk nie. Hierdie pelle en hierdie mense werk nie. Julle verstaan dit, nê? Nee. Die goed, hulle gaan nie gel nie, want hierdie is geleerde mense, hierdie is ongeleerde mense, minder geleerde mense. Party mense is geleerd, maar is maar vlak elk geval in die dak. Is maar so. Is dit so? Ja, maar hulle wil ek op 'n skit eers bang hulle kuiermense kyk vir hulle. Okay, wat ek nou vir julle wil sê. Nou is dieselfde so met die Here. Wanneer die Gees van God inkom, en voel ek my hierdie ander goed pas nie meer in my lewe nie. Ek wil ontslaa raak van die ander goed in my lewe. En vandag wil ek vir jou sê, Christus wil hê u en ek moet ontslaa raak van die ander goed in ons lewe. Christus wil hê u en ek moet ontslaa raak van dit wat nie hoort nie. As iets jou gesprek gaan bederf, raak ontslaaf van dit. As iets jou vrede gaan steel, raak ontslaaf van dit. Ons leef in 'n tyd wat jy nie meer goed net kan dooddruk en maar net hanteer en verdra nie. Ons leef in 'n tyd wat jy 'n besluit moet maak. Ek wil die Here dien of ek gaan hom nie dien nie. En vanmôre sluit ek af met dit. Met hierdie Christusfees, Kersboodskap, hoe jy dit wil interpreteer.
Vanmôre was daar 'n lang tyd waar daar stilte was, die volk het nie hoop gehad nie. God sê, dis nou tyd. Gaan my seun, ek stuur jou om vir my volk hoop te gee. En vanmôre wil ek vir jou sê, jy kom dalk deur 'n lang donker tyd in jou lewe, is nou dalk nie heeltemal 400 jaar nie. Dink jy gaan sukkel dat dit 400 jaar is? Dalk sit 4 jaar. Vir party ons dit 4 dae en hy gaan aan of dit 400 jaar is. Jy weet hoe lank jy deur 'n moeilike tyd gaan. Maar vanmôre sê die Here, ek kom. Daar's hoop vir jou. Daar's hoop vir jou. Ek stuur my seun om te kom praat. Ek stuur die geringste. Ek stuur hulle wat dalk geminag word. Ek stuur hulle by die wêreld, sommer net, sies tog, een kant toe geskei word. Maar God wil vanmôre jou uit jou omstandigheid uithaal. Mag die Here u salf, mag die Here u seën en mag jy in hierdie dag weet, God praat in die stilte. God breek die stilte deur die openbaarmaking van sy seun en jou en my lewe. Geseënde Christusfees, mag die Here u salf, mag die Here u seën en mag u weet, u is nou maar eenmal 'n geseënde van die Here. U is gekies, u is geroep en God het 'n plan met elkeen van ons. Kom ons eer sy naam. Amen en amen. Praise the Lord, praise the Lord.